Goeiemôre vriende, hier op hierdie mooi Saterdagoggend, 1 November 2025. Mag julle 'n wonderlike maand hê, vriende, wat voor julle uitstrek. En mag julle sommer die Here se genade op 'n wonderlike manier hierdie maand ook ervaar, né? Mag daar in die uitdagings wat julle voor julle uitstrek, mag julle daar in God se rustigheid en sy vrede ervaar wat hy vir jou gee in die besluite wat jy moet neem. Want ek weet 'n klomp van julle moet 'n klomp besluite nou neem in hierdie maand. Dit is 'n groot maand, dis Black Friday, weet ek, met al die mense met die verkope en die goeders en almal was nou maar baie bandwagon gespring. So julle wat in daai lyn ook is, mag dit met julle regtig goed gaan hierdie maand. Ook met ons onderwysers, ons matrieks, wat dit 'n harde maand is wat voorlê, voorspoed vir julle ook en in al die ander beroepe, in die mediese beroep, in al die ander beroepe, daar's so baie, ek kan nie eens hulle opnoem nie, nee, mag julle regtig in die einde van die jaar nog 'n bietjie krag kry, en dat julle dan 'n bietjie die van julle wat julle kan, net so 'n bietjie asemhaal voordat die nuwe jaar alweer in aanvang neem, nee, maar mag julle 'n wonderlike nuwe maand, op November maand hê wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir geleentheid van nog 'n maand by ons lewe toegevoeg. Here, elke asemteug wat ons gee, het U vir ons gegee. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, julle weet nou al, ons ritueel, of ons manier van doen, dat ons eerder dit so stel, maar al vir die afgelope 5 jaar, is dat die eerste van die maand, het ons altyd 'n doopherinnering, het ons altyd 'n nagmaalsviering, né? En dit is wat ons doen, net om mekaar weer 'n bietjie te herinner, vriende, wat is die fundament wat ek en jy as kinders van die Here in glo. Ons glo dat God inderdaad vir jou en vir my, liewe vriende, kom sê het in die doop, jy behoort aan my, jy is myne, ek is jou God, jy sal vir my 'n volk wees, ek neem verantwoordelikheid vir jou, en ons weet, vriende, in die doop alreeds, soos die besnydenis alreeds met Abraham, dit gaan oor 'n gelowige Abraham, jy het dit gesien, Abraham is naby hom, die Here het vir hom 'n teken gegee, hoef nie vir hom 'n teken gegee het nie, so 'n absolute genade teken vir Abraham, en sy familie en die Israeliete, liewe vriende, ons weet later, ons is deel van die nuwe Israel. Die verbond, liewe vriende, se teken het verander, maar die inhoud van die verbond het nie verander nie. Jesus kom sê vir ons, God kom sê vir ons, die Heilige Gees kom sê vir ons, jy is myne. As jy 'n verbondsouer is, het gaan nie oor 'n slegte of 'n goeie een nie, want dis baie keer mense se kritiek. Ja, maar kyk hoe lyk daai ou. Vriende, as ons na Dawid moes gekyk het, dan het ons alles afgeskryf en sê, kyk hoe lyk hy gelowige, kyk hoe lyk hy, het sommer 'n seks gehad met 'n getroude vrou en 'n man laat doodmaak. So ons kan nie kyk daarna, ek en jy kan nie kyk daarna, raak ons soos fariseërs. So of dit 'n goeie of 'n slegte verbondshouer is, vriende, dit kan ek en jy as mense het nie daaroor, ons mag nie daaroor oordeel nie. Maar dit gaan nie daaroor nie. God kom sê, maak nie saak hoe 'n verbondshouer jy is nie. Ek neem die verbond, of ek maak die verbond tussen jou en jou kind op grond van die feit dat jy in my glo en dat jy Jesus Christus aangeneem het. Hè? So die teken, liewe vriende, het verander inderdaad na die doop toe, maar die inhoud het nie verander, maar God kom sê vir jou en vir my, vir verbondsouers se kinders, kom sê hy, onthou, dis net die pa en die ma sê maar net ja, dat hy hierdie kykie, die weef van die Here sal opvoed, hè. Maar dit gaan nie oor die pa en die ma nie, julle moet dit nooit vergeet nie, dit gaan oor 'n verbond wat God met wie sluit? Met die kind, met daai verbondskind. So God kom sê vir daai kind, met die doop, die teken van die doop, of die teken van die besnydenis in die Ou Testament, jy is myne. So 'n groot verwarring dikwels onder mense, ja, was die pa en die ma wat 'n beloftetjie gaan aflê het, niks met die kind en in die vrede, dan sit mense natuurlik absoluut die pot heeltemal mis, heeltemal mis. Gaan nie oor die pa en die ma nie, dis 'n byproduct. Die pa en die ma onderneem aan dit wat God hier doen om dit verder in te print by die kind soos hy ou raak. Daarom sê die ouer, ek onderneem om die kind te onderrig en te laat onderrig in die weë van die Here, né? Dis 'n belofte wat die ouers aflê voor God om te sê, Here, dit wat U gedoen het nou my kind, dit daar waar U my kind kom bevestig het as U kind. Ek sal daardie inhoud van die Bybel en die goed sal ek in hom inprent en vir hom vertel en vir hom sê hoe die goeders werk, né? So dit gaan nie oor die ouer nie. Dit gaan oor die kind waarmee God kom, 'n gelowige ouer se kind, wat God kom en God se kom sê vir daai kind, jy is myne.
Jy word al reeds gewederbaar, liewe vriende. Gewederbaar by jou geboorte, nee, jy's myne. Jy's 'n verbondskind. Ek is 'n verbondsgod. Jy is myne. Die teken van die doop beteken, jy's reeds myne. Natuurlik wanneer jy ons ouer raak en die ouers hulle werk doen, liewe vriende, en ek en jy is die kerk, ons werk en dan sit vir die kind. Dis 'n nou-breiner. Hy het so groot geraak. Hy weet hy's God se kind. En dan kom maar op 'n kol natuurlik dat hy vir die Here sê, Here, ek wil net vir hom sê baie dankie dat ek die kind is. Dat hy al lank al vir my ja gesê het. Ek het groot geraak aan die wee. My ma en my pa het my mooi groot gemaak. Ek weet wat gaan aan. Here, ek wil maar net vir u kom sê, hier is ek. Ek is al lank al die kind, want ek weet u het my u kind gemaak. Maar ek kom sê maar net baie dankie daarvoor, hè. So die doop, vriende, is 'n ontsettende belangrike teken. Ook ek sê baie keer vir julle as julle by die huis is en jou duiwel val jou aan of jy begin twyfel, nog vat 'n bakkie met water, vat die water soos ek nou hier vat. Sit die water op jou kop en herinner jou daaraan dat jy gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So kom ons gebruik nou die doop, vriende. Daar waar jy sit, gryf jou 'n bakkie. As jy hom nie by jou het nie, pos die klip en gaan haal hom gou. Vat die bakkie water, sit jou hand in die water. En dan sit jy jou kop dit op jou voorkop en sê, Here, dankie dat u my gedoop het. Dat ek gedoop is in u naam en in die Seun se naam en in die Heilige Gees se naam. In die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Baie dankie daarvoor. Here, dankie dat u toe ons babatjies was, alreeds vir ons verantwoordelikheid kom neem het en vir ons kom sê het, ons behoort aan u. Baie, baie dankie daarvoor. Amen. En vriende, natuurlik die ander verbondsteken wat die Here gegee het in die Ou Testament, was die Pasga. Toe die Israeliete bevry is uit Egipte land uit, het hy daar vir hulle gesê, julle moet 'n lammetjie slag en julle moet ongesuurde brood maak. Die lammetjie se bloed, hulle die lammetjie geëet daar, die bloed van die lammetjie het hulle, sal julle onthou, teen die deurkosyne van die Israeliete gaan smeer, sodat wanneer die Egiptenare die engele van die Here verbykom, hy net verby sou gaan, want hy die bloed daar gesien en het alle eerstelinge van die Egiptenare doodgemaak, almal. Die diere, mense, almal doodgemaak. Maar waar die teken van die bloed op die deurkosyne van die Israeliete was, het die engel verbygegaan. So waaroor gaan die Pasga? Die Pasga gaan oor 'n bevryding, God se bevryding uit Egipte uit. En elke keer as Israel die Jode die Pasga vier, gaan dit oor hulle bevryding uit Egipte uit. En die teken van die bloed was 'n teken dat hulle behoort aan God. Nou is ons by die nagmaal, nou is ons by Jesus Christus. In die plek van die Pasga is die diertjie nie meer geoffer nie, maar is Jesus geoffer. Jesus is die volmaakte offer nou. Jesus se bloed, wat het Jesus se bloed gemaak? Jesus se bloed het ons bevry, liewe vriende, van die ewige hel. Kom ons sê dit maar sommer reguit vir mekaar. Hy het ons bevry. Jesus het gesterf vir jou en vir my. Johannes 3 vers 16. Elkeen wat aan hom glo, sal die ewige lewe hê. Johannes 1 vers 12. Die wat hom aangeneem het, aan die het hy die reg gegee om my kind genoem te word. Ons behoort aan God. En in die nagmaal kom sê God, weet jy, ek het jou so lief, Filippense 1, liewe vriende, Filippense 1:2. Kom sê, hy het nie aan sy goddelikheid vasgehou nie. Sê Paulus, Jesus het nie aan sy goddelikheid vasgehou nie, maar hy het die gestalte van 'n mens aangeneem, hy het hom verneder, die gestalte van 'n mens aangeneem. Hy het hom verder verneder om 'n gestalte van 'n slaaf aan te neem, vriende. Die koning van die konings, die heerser van die heersers, het in jou plek kom sterwe. In die plek van die Pasga vier hulle die bevryding uit Egipte uit. Wanneer ek en jy die nagmaal, die brood en die wyn, vier ons die bevryding, liewe vriende, uit ons sonde bestaan uit, op 'n bevryding uit die ewige hel uit, om altyd en vir ewig by Jesus Christus, God die Vader, en by die Heilige Gees te wees. So kom ons vat 'n broodjie, vriende, as julle nie het, julle weer pos. Die liggaam van die Here, soos die broodjie vat, is inderdaad, liewe vriende, vir jou en vir my gebreek. En wanneer ek en jy hierdie broodjie eet, dan is dit 'n simboliek van Jesus se liggaam. En wanneer ons hierdie gebreekte broodjie eet, weet dat Jesus se liggaam vir jou gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. En wanneer ons die wyn drink, liewe vriende, is dit ook 'n teken dat Christus se liggaam, sy bloed gevloei het vir jou en vir my. Sodat wanneer God na jou en my kyk, hy perfekte jy en ek raak sien, nie omdat ons perfek is, maar deur Christus is ons perfek gemaak. En wanneer ons die nagmaal gebruik, die brood en die wyn, kom herinner dit ons daaraan dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige
lewe sal hê. Kom ons gebruik dit, liewe vriende, en herinner ons aan wat dit God gekos het. Dankie Vader, vir u genade. Dankie vir die liefde wat u in Jesus kom gee het. Die met sagtheid na ons kyk en dankie dat die Heilige Gees by ons gelos het, vir ewig en altyd by ons te wees. Amen.